Okay, verlede week het ons begin kyk na die gevolge van of op die breë pad loop, of op die smal pad loop. En verlede week het ons nou spesifiek gekyk na, wat is die gevolge van as ek en jy deur die breë hek is, in ons breë poort is, en ons loop op die breë pad. En julle weet, wat is die breë pad? Wanneer ons nie altyd volgens die wil van die Here is nie, en nie binne volgens sy woord handel nie, en nie volgens dit wat die Heilige Gees vir ons sê wat ons moet doen nie, en dan het die uiteinde daarvan is dat ons 'n verwoeste lewe, 'n lewe van verderf het. En die Here het niks daarmee te maak nie. Dit is omdat ons die verkeerde keuses maak. Ook wil ek dit net baie duidelik sê, mense, dis nie, as jy iets verkeerds doen, dan is dit die straf van die Here wat oor jou kom, en dit is hoekom dit nou sleg gaan met jou nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Onthou julle, ons het verlede week mooi, of eintlik al hoeveel kere in die van tevore gepraat, en ek wil spesifiek verwys na Spreuke 19 vers 3, wat sê, dis ons eie dwaasheid wat ons op 'n verkeerde pad bring. En dan sê hy nogals in daai vers, en dan is ons kwaad vir die Here. Soos hy wil gesê het, hy weet dit is hoe mense dink. Verstaan nou net, die Here se hele doel is dat ons deur hierdie woord die regte keuses moet maak. Dit is sy plan, dit is sy voorskrifte. En ek wil ook sommer nou, voordat ek verder praat, wil ek net sê, jy moet weet, dat jy op 'n sekere aspek van jou lewe, kom ons sê nou maar byvoorbeeld in jou huwelik, kan jy nie die wil van die Here doen nie volgens die Bybelse beginsels jou huwelik inrig nie, dan het jy 'n verwoeste huwelikslewe. Want dit is die saad wat jy in jou huwelik ingesaai het. Maar wanneer jy daardie selfde persoon kan byvoorbeeld in sy finansies al die Bybelse beginsels toepas, en gehoorsaam wees aan die Here, en op wat sy finansies aanbetref, het hy, soos wat ons vanaand gaan kyk, lewe in oorvloed, 'n koninkrykslewe, want hy die beginsels van finansies toegepas. So dis beteken nie, omdat ek nou gevloek het, en geskinder het, en korrupsie gepleeg het, en die lotto gaan speel het, en my vrou verneek het, nou kom straf die Here vir my, en nou gaan dit sleg met my nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Okay? Maar dit is hang af van die saad wat jy saai, op die gebied wat jy saad saai, en daar kry jy die oes. Goed? Ek was besig net om iets te sê, van die twee paaie, en toe het ek myself in die rede geval, okay, ek sal seker weer daar uitkom. Maar om terug te kom na ons skriffie, waaroor hierdie gevolg gaan, Matteus 7 vers 13 en 14, die breë pad lei na die verderf, 'n verwoeste lewe, dit het ons verlede week gedoen. Vanaand kyk ons na wanneer ons deur die nou poort is, en op die nou pad, of die smal pad loop, en daardie pad lei na die lewe. Goed. Nou kom as jy kyk op jou aantekeninge, as die smal pad gevolg word, met ander woorde, ons lewe volgens sy wil. Ons lewe volgens sy woord. Ons is gehoorsaam aan hom, as gevolg van, dat ons 'n verhouding het met hom. Hoekom sit ek 'n verhouding met hom by? Blaai gou na 1 Johannes 2 toe. Hier is 'n gedagte wat vanaand baie duidelik moet deurkom. 1 Johannes 2 van vers 3 af, 3 tot 5. As ons die gebooie van God gehoorsaam, nou moet jy nie dink aan die 10 gebooie nie, die Amplified byvoorbeeld sê, to bear in mind and to practice his teachings, sy Bybelse beginsels. As ek en jy aan die Bybelse beginsels gehoorsaam is, kom ons sê dit so, weet ons daaraan, dat ons hom ken. Waar het ons begin met Matteus 7? Wat het ons daar gesê? Onthou julle hier van vers 21 af? Nie almal wat Here, Here sê nie, maar die wat die wil doen van die Here, die Here sal op die ou en sê, as jy nie sy wil doen nie, dan sê die Here, vir jou ken ek nie. Met ander woorde, as jy sy wil doen, dan sê hy, vir jou ken ek. Ken, connection, genosko, connection, verhouding, eenheid met Christus. Goed? So, hier sê hy, as ons to bear in mind, practice his teachings, dan weer eens kom sê die Here, ons ken hom. Iemand wat sê, ek ken hom,
maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Wat beteken in hom is? Connection. Sien julle? Connection. Goed, selfde gedagte daar weer eens van Matteus 7. As ons nou kyk na waarheen lei dit lei na die lewe. Engels sê mooi, Bible Dictionary sê mooi, life as a principle. Dit beteken nie om nie dood te wees nie. Dit beteken nie om nie asem te haal nie. Okay? Om lewendig te wees. Dit beteken die lewe. Life as a principle, as God has it, is a quality of life. Dis 'n sekere lewe wat die Here vir sy kinders in gedagte het. Dis dieselfde as 'n koninkrykslewe, dieselfde as lewe in oorvloed, en soos wat ons nou nog gaan sien, as ewige lewe. Maar kom ons kyk net gou na, sommer 2 voorbeeldjies wat ek daar vir jou ingesit, Matteus 6. Net dat jy mooi verstaan van die lewe. Daarom sê ek vir julle, vers 25, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? En dan ook in Romeine 6 vers 4. So dit is oor ons lewe hier op die aarde. Dis waaroor dit gaan. Romeine 6 vers 4. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. En hy verwys hierso na die waterdoop, want die waterdoop is mos maar ons begrafnis. Sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Jy sien, omdat Christus uit die dood opgewek is, kan ons hierdie nuwe lewe lei. Dit wat die Here vir almal van ons wat hier is, het die Here vir ons dit beplan, en daarom wil hy hê dat ek en jy op hierdie smal pad moet loop. Die Wyn sê mooi, dat hierdie lewe, wat God vir my en vir jou in gedagte het, is impossible for anyone who depends upon self-merit. Mense, dit gaan nie oor, en ons het nou 1 Johannes 2 gelees, dat ons sy woord moet gehoorsaam. Dit gaan nie oor, ek wil nou dit en dit doen, om iets te verdien nie, om hierdie lewe te verdien nie. Dis nie prestasie gebaseer nie. Jy het hierdie lewe in Christus. Dis hoekom Johannes 1 vers 4, as jy gesoen toe bly. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Goed? En as jy nou gou soep, ek wil net gou hierdie ding van self-merit, want dit is verskriklik belangrik. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie probeer perform om die lewe van God te kry nie. Jy het hierdie lewe, dit is vir jou 'n moontlikheid om hierdie lewe te kry. In Christus. Goed? So dit is alles in Christus. Jy kies dit. Jy kies hierdie lewe. Dit is hoekom Deuteronomium 30 vers 19 ook sê, kies die dood of kies die lewe. Kies die voorspoed of kies die teenspoed. En dan die hele stukkie rondom dit gaan oor, die woord is nie binne jou bereik nie. Dis nie in die hemel nie, en dis ook nie oorkant die see nie. En onthou nou, as ons lees hierso, in hom is die lewe. Wie is die hom? In Jesus is die lewe. Nou, wat sê Johannes 1 vers 14? Die woord het vlees geword, het hierdie hom geword, en onder ons kom woon. So met ander woorde, in Jesus het ons die lewe, in die woord het ons die lewe. Sien julle die verband daar? Maar jy kan nie die een sonder die ander ene doen nie, want hulle is in verband met mekaar. As ek en jy weer wil terugkom onder die wet en wil probeer sê, maar nou gaan ek hierdie en hierdie goed doen, en jou fokus is, ek wil probeer perform, ek wil probeer die regte dinge doen, dan gaan jy dit mis, want dis wanneer mense geestelik moe raak.
in hom, in Christus, met jou eenheid in Christus, omdat jy hom lief het, wil jy die gebooie gehoorsaam, wil jy die beginsels toepas. Ons het nou gelees, 1 Johannes 2, omdat jy hom lief het, wil jy dit doen. Dis nie 'n poging van perform nie. Mense, hier is 'n klein klemverskuiwing, maar dit is verskriklik belangrik. En ek dink baie kinders van die Here mis dit. Dit kom vanuit jou eenheid met hom. 'n Volgende vers wat ek vir jou wil gee is Romeine 6. Kom ons bly gou gesond, ek dink nou ewe skielik aan hom. Romeine 6 vers 11 dink ek. Ek net gou gesond toe bly. Ja, dis die een wat ek soek. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is. Die rede hoekom ek hom wil lees, ek het nou gepraat van self-merit, met ander woorde, jy wil hom verdien. Nou net soos wat baie Christene probeer om die regte goed te doen, is daar ook baie wat hierdie hele ding van, hoekom gebeur die mooi dinge, die goeie dinge nie met my nie, is dit omdat ek die verkeerde goed doen. Soos wat ek nou gesê het, ek het nou gevloek, of ek het nou whatever gedoen, buite-egtelike verhouding gehad, so nou gebeur daar slegte goed in my lewe. Hoor wat sê hierdie vers. Hy sê, julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Weereens is dit hierdie eenheid met hom, hierdie in hom wees, wat gaan maak, dat jy vir die sonde dood is. Dat jy nie die sonde gaan doen nie. Dit gaan nie 'n eie poging wees van, ek gaan nou ophou met vloek, ek gaan nou minder vloek, ek moet nou daarop konsentreer nie. Mense, jy gaan mis dit, jy gaan vir 'n tydjie dit aanslaag, maar dit gaan nie lank hou nie. Maar vanuit jou eenheid met hom, vanuit jou connection met hom, gaan dit makliker gebeur. Gaan dit van self eintlik gebeur. Goed, hy sê hierso, dis impossible om hierdie lewe te hê, hierdie quality of life, wat God vir jou bedoel het, as jy a desire to continue in evil het. Met ander woorde, jy begeer om die verkeerde goeders te doen, and you still inclined to sin. Jy het hierdie geneigdheid om die sonde te bly doen. Daar is 'n punt dat jy dit moet ophou doen, maar weer eens wil ek vir jou sê, nie eie poging nie, maar jy kies dit, omdat jy die keuse maak om in hom te wees. Kom ons bly na Johannes 5 toe. Ek wil net gou vir hierdie ding duidelik maak. So ek sê, dis 'n baie klein klemverskuiwing. Johannes 5, vers 25 en 26. Johannes 5, vers 25 en 26, en dan gaan ons ook vers 39 en vers 40 lees. Vers 25 sê, ek verseker julle, so die Here is ernstig om hier 'n boodskap oor te bring. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies, dis nie die fisies dooie mense nie, dis die geestelike dooie mense, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Sien julle wat staan hier? Hier staan nie, dat hulle wat nie meer sonde doen nie, sal lewe nie. Hier staan, die wat sy stem hoor sal lewe. So hierdie lewe is vir jou, as jy in Christus is. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Vers 39. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink, dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die skrif, wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. So by wie kry ons die lewe? In die skrif of in Jesus? In Jesus kry jy. En omdat jy in die connection met hom is, vloei die doen van die skrif outomaties. Verstaan julle dit? Dis ook hoekom hy in Matteus 11 sê, almal wat moeg en uitgeput is, kom na my toe,
En wat gebeur as ons dan by hom is? En ek sal vir julle my juk op julle sit. Wat beteken die juk sit nou weer? To become a pupil of a certain teacher. So jy kom leer by my. Maar ek kan nie wil leer, hier vat ek nou die Bybel. Jong, en nou moet ek vir die huwelik, moet ek nou dit en dit. Ek moet nou probeer om vir my man te eer. En ek moet nou, man, jy gaan stokflou word. Jy gaan dit nie reg kry nie. Maar omdat jy in Jesus is, en daai connection het, en daai permanent sy woorde is in jou, en jy is in hom, en jy 24 uur van die dag, is jy bewus van die stem van die Here wat met jou praat. Dis in jou gedagtes. Daai ding wat Josua 1 vers 8 sê, die woord moet die rugsnoer wees van alles wat jy doen. Oordink dit dag en nag, en jy sal voorspoedig wees. Jy sien, die voorspoedig kom van in hom wees. In hom, in die woord, want dit is dieselfde. Maar moenie fokus op, ek gaan nou dit en dit en dit probeer doen nie. Gaan nie werk nie. Verstaan julle? Hierdie lewe waarvan ons hierso praat, is presies dieselfde as ewige lewe. Net soos ek net gesê het, koninkrykslewe, lewe in oorvloed. Alright, onthou julle toe ons gepraat het van die verderf, van die dood, het ek gesê, dit is ook so dat daar 'n ewige verderf of 'n ewige dood is, met ander woorde hel. En ons het gekyk na skrifte daar. Ek wil dit net graag hier ook doen, want net soos daar, en julle behoort dit nou altyd in hierdie tyd te weet, wat is ewige lewe? Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat ons God die Vader en vir Jesus Christus ken. Connection hê met hom. Dis die ewige lewe, wat die Here wil hê. Die lewe, quality of life, 'n ewige lewe dat ek en jy hom hier moet ken hier op aarde. Maar daar is ook 'n ewige lewe, andersins gestel, hemel. Kom ons noem dit so. Alright, wat gebeur met ons wanneer ons doodgaan? Kom ons blaai gou, ek gaan net gou vir jou, net gou 2 gedeeltjies lees, blaai gou na 2 Korintiërs 5 toe. 2 Korintiërs 5 vers 8. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam. Onthou, ek en jy bestaan is drieledig, liggaam, siel en gees. Nou sê Paulus hier, ons sou liewer ons verblyf in die liggaam. Kan julle sien, hy praat hier van geestelik verblyf? Want ons is mos geesmense, nadat ons tot wedergeboorte gekom het. So, my geesmens bly in my liggaam, my fisiese liggaam. Nou sê hy, ons sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat, en by die Here gaan woon. Ok, blaai gou na 1 Tessalonisense 4 toe. Hierdie stukkie sê vir ons ook baie mooi hoe dit werk. Vers 13 sê, ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het, net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. So wie gaan almal na die Here toe? Wie in hom geglo het. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons sal bly lewe tot by die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word, die stem van die aartsengel, die trompette van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, met ander woorde die mense wat klaar gesterf het, sal uit die dood opstaan. Hulle liggame gaan opstaan. Ok? Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd, waar wees? By die Here wees. Ok. So sal ons altyd by die Here wees. So dis wat met my en jou gaan gebeur. As jy gaan kyk in Handelinge 7, ek dink is vers 59, toe Stefanus gestenig is, toe het hy gesê, Here, ontvang my gees. Toe Jesus gesterf het, ek dink is in die Lukas evangelie wat hulle dit beskryf, het Jesus gesê, Vader, ontvang my gees. So wanneer ek en jy ons laaste asem uitblaas, dis dieselfde asem wat God in Adam geblaas het. Dis die gees.
as ons laaste asem uitblaas, dan verlaat ons gees ons liggaam en gaan woon by God. Alright? Saam met jou siel. Onthou julle die hele stuk van Lukas 16? Sielsdimensie is ons sintuie en dit wat die mens wie ons is. Lazarus kon vir Abraham sien, kon die ryk jong man sien. Alright? Kon met hom praat. So, en waar ons gaan wees nadat ons gesterf het, sal ons kan praat en ons sal mekaar kan herken. En dan gaan ons vertel, ek onthou julle daar by die Bybelstudie. En ja, dit sal so wees. Goed, maar waaroor dit gaan, is ons sal vir altyd, vir ewig, hier so staan, sal vir altyd by die Here wees. 'n ewige, noem dit dan nou ewige lewe. Ons het al reeds ewige lewe hier op aarde, sê hierdie begrip wat ek wil deurgee. Dit gaan aan tot in ewigheid. Ons gaan net van gedaante verander. Want ons gaan verheerlikte liggaam hê. Wanneer ons liggaam uit die dood uit opstaan, gaan dit nie meer 'n verganklike liggaam wees nie, maar dit gaan 'n onverganklike liggaam wees. OK. Goed. Selle, gees en siel. Ja, want jou gees gaan aan. Die gees sterf nooit. Die gees verenig weer met die liggaam. OK. Kom ons kyk net gou na daai twee skriffies oor die ewige lewe. Johannes 4 vers 47. Johannes 4 vers 47 sê dit en vers 48. Ons gaan die tweeetjies saam lees. Dit verseker ek julle, weer eens wil hy 'n ernstige boodskap hier oorbring. Wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Waaroor praat hy hierso? Wie in my glo, dit is Johannes 6 vers 47 op die aantekeninge. En vers 48, Johannes 6. Wie in my glo, het die ewige lewe. So wat moet ons doen om die ewige lewe te hê? Ons moet glo. Maar dan sê hy net daarna, ek is die brood wat lewe gee. So die glo en die brood eet, gee altyd lewe. Ewige lewe, lewe, selfde ding. Alright. Blaai bietjie vorentoe, een bladsy terug, Johannes 5 vers 24. Dit wat ek net mag vir julle probeer verduidelik het, dit gaan, hoe belangrik dit is, om aan hom te glo en om te luister, in hom te wees en na die woord. Dit verseker ek julle, vers 24, wie luister na wat ek sê, en in hom glo, wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. En mense, dis ek en jy. Hierdie lewe wat God wil hê dat ek en jy moet doen, is dat ons in hom moet glo, en wanneer ons in hom glo, is ons connected met hom, is ons in eenheid met hom. Maar ook dan, wanneer ons in hom glo en in hom is, moet ons luister na hom. Weet julle, daar's kinders van die Here, wat nie na die Here luister nie. En hulle het nie ewige lewe nie. Hulle het nie 'n koninkrykslewe nie. Maar ek en jy, wat vanaand hier hoor, moet weet, dat die ewige lewe is vir ons daar. Die lewe, quality life, wat God vir my en vir jou gedagte, is vir ons daar, omdat ons glo die Here. Maar terselfdertyd, as gevolg van ons geloof in hom, en ons verhouding in hom, eenheid met hom, wil ek vir jou weer 'n keer sê, kan jy hierdie lewe nie kry, as jy nie die Bybelse beginsels toepas nie. Dis so eenvoudig dit is. Maar julle verstaan dat dit nie andersom moet wees nie. Goed. Wanneer ons hierdie dinge doen, dis wanneer dit goed gaan met my. Hoor nou hoe mooi skakel hierdie vers in. 3 Johannes, heel agter in die Bybel, net voor Openbaring is die laaste boek, dan Judas, en dan kry jy die 3 klein boekies van Johannes. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. Nou 3 Johannes vers 2. Hy is net 1 bladsy en 1 hoofstuk. Hier skryf die disipel Johannes, skryf aan Gaius. Hy sê, liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is. En hy praat hierso van liggaamlik gesond is. En dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou, as wat dit geestelik met jou gaan.
So nou sien ons hier, sy liggaam is gesond, geestelik gaan dit goed met hom, en in die Engelse Bybel, die Afrikaanse Bybel sê dit nou nie mooi, hy sê in alle opsigte, maar daai stukkie van alle opsigte praat hy in Engels, hy sê, your soul keeps well. So, ons is 'n drieledige wese. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, dat wanneer die Here kom, wil hy hê dat ons onberispelik liggaam, siel en gees voor hom moet staan. Die ewige lewe, die lewe wat quality of life wat God wil hê, ek en jy moet hê, moet al klaar daarmee begin hier op aarde. Liggaamlik gesond, soul, jou sielsdimensie moet gesond wees, en geestelik moet jy gesond wees, moet dit goed gaan met jou. Alright, so kom ons kyk gou na hierdie 3. Wanneer gaan dit liggaamlik goed met my? Wanneer ek gesond is, maar voordat ek nou by dit uitkom, ons moet ook in ons liggame heilig wees, want jou liggaam is 'n tempel van God. Okay? Kom blaai gou na Romeine 6 toe. Want as jy gaan onsedelikheid toelaat in jou lewe, en jy sal nie versoekings kan weerstaan met jou liggaam nie, dan gaan jy nie gaan dit nie goed gaan met jou liggaamlik nie. Okay? So vers 19, jy kan maar vers 13 by die huis gaan lees, ek gaan nou vir jou gou vers 19 lees. Hy sê, weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het om losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggaam in diens van God stel om heilig te lewe. Alright? Om heilig te lewe. Nou moet jy weet, jou liggaam volgens Romeine 8 vers 10. Praat hierdie goed vanaand. Volgens Romeine 8 vers 10 is ons liggame vir die dood bestem. Jy het dit geweet. Want van jou liggaam gaan niks oorbly nie. Maar wanneer die Jesus weer kom, gaan whatever daar is, of het as is, en of wat ook al vir jou opgevreet het, en of jy verbrand het, of wat ook al, gaan bonatuurlik weer by mekaar kom, en die liggaam gaan weer reg wees. Alright. Maar jou liggaam is vir die dood bestem. Dis ook die laaste vyand wat nog moet oorwin word. 1 Korintiërs 15 vers 26. Die dood is die laaste vyand wat nog moet oorwin word. Maar jou liggaam is vir die dood bestem as gevolg van die sonde. Maar nou, in vers 11, kyk wat het gebeur, toe jy tot wedergeboorte gekom het. Omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggaam, hierdie sterflike liggaam, lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So eintlik is my liggaam vir die dood bestem. Maar toe ek tot wedergeboorte gekom het, toe die Heilige Gees in my kom woon, het die Heilige Gees my liggaam lewend gemaak. So wanneer ek nou sterf en ek blaas my laaste asem uit, dan gaan die Gees wat my liggaam lewendig gemaak het, lewe aan. Maar my liggaam is nou, hy's vir die bestem vir die dood, sodat hy nou maar weer dood. So wat maak hom lewendig? Net die Gees. Sien julle hoekom iemand wat nie die Here ken nie, is liggaamlik dood, want hy is geestelik dood. Nie fisies dood nie, maar liggaamlik dood. Verstaan julle wat ek sê? Daar's 'n verskil. Hy is nie fisies dood, hy haal asem. Dis al, ja. Goed, maar saam met dit, dat ek en jy 'n heilige liggaam het, deurdat ons nie in onsedelikheid is nie, en omdat die Heilige Gees in ons lewe, dis hoekom ons die tempel van God is, want die Heilige Gees woon in ons. So, op so 'n manier is my liggaam, gaan dit goed met my liggaam, op daai gebied. Wanneer die Heilige Gees in my lewe, dan kan ek enige versoeking weerstaan, en ek kan my liggaam, deur my liggaam God verheerlik. Okay? Dis eintlik waarop dit neerkom. Wat verder aanbetref, die tweede punt wat die liggaam, is dat ek en jy 'n gesonde liggaam moet hê.
As jy gaan lees blaai na Psalm 103 toe. Ek weet, daar's nou nog baie Christene, baie kinders van die Here, wat nie hierdie ding glo nie. Maar Jesus het nie net vir jou sondes gesterf nie, hy het ook vir jou siektes gesterf. Kyk hier in Psalm 103, hy noem hier al die weldade wat God vir ons gedoen het, wat die Here vir ons gedoen het, en dit wat aan sy kruis gebeur. Hy som dit baie kortliks hier op, hy sê vers 3, dit is hy wat al my sondes vergewe, wat al my siektes genees. Alright? So hy wil nie hê dat in my liggaam, dat daar siektes moet wees nie. Blaai na Jesaja 53 toe. Weer vir jou hierdie skrifgie lees, dat jy dit vanaand weer self hoor. Vers 4 en vers 5, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Dan gaan hy verder aan vers 5, oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil weer sê wat ek al hoeveel maal gesê het, daar's 'n dokter in Amerika wat 'n boek geskryf het, 'n Christen dokter, wat gesê het dat al die verskillende siektes wat daar is in 39 kategorieë opgedeel is, en dis hoekom Jesus Christus 39 houe gekry het. Vir elke tipe siekte het hy 'n hou gekry. Sy siektes, ons siektes, het hy op hom geneem. Dis hoekom 1 Petrus 2 vers 24 ook sê, dat deur sy wonde is ons genees. Dis afgehandel. As jy gaan kyk na Deuteronomium 28, van vers 22 af, van vers 1 af word gepraat van die seëninge, van vers 22 af word gepraat van die vloeke. Gaan lees gerus daar, dan sien jy dat feitelik al wat 'n siekte is, word onder die vloeke genoem. Alright? Is ek en jy nog onder die vloeke? Hoekom nie? Want Galasiërs 3 vers 13 en 14 sê, dat Jesus het vir ons die vloek geword. En elkeen wat aan 'n kruis hang, is vervloek. Dit het Jesus gedoen. Want hoe het dit in die Ou Testament geword? Ons was onder die wet. As jy nie my gebooie gehoorsaam nie, dan word jy vervloek. En dis hoekom, volgens die Ou Testament was dit so, dat mense het siektes gekry as hulle gesondig het. Maar in die nuwe verbond het Jesus al ons siektes op hom geneem, hy het al ons sondes op hom geneem, so daar word nou nie meer sondes vir ons toegereken nie. 2 Korintiërs 5 vers 19, 20, 21, daai hele stuk sê, dat ons is versoen met Christus, en ons sondes word nie aan ons toegereken nie. Ook hier Psalm 103 vers 10 sê, hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. So dis ou verbond. As jy met mense redeneer daaroor, dan sê jy, ja, as jy nog onder die wet wil wees, dan is dit vir jou so. Maar ek is nie onder die wet nie, ek is onder die nuwe verbond, en daarom is dit nie vir my so nie. Okay? So, weer eens, om terug te kom, al die siektetoestande is deel van die vloek. En die vloek is vir ons weggeneem, soos wat ek nou klaar vir julle gesê het, in Christus Jesus is jy vry van die vloeke, en wat so interessant is, in Galasiërs 3 vers 29, ek gaan gesoen toe blaai, as jy daar lees, onthou nou die vloeke het gekom uit onder Moses. Vir wie is aanvanklik geseën, behalwe Adam, wat aanvanklik geseën is? Die seun van Abraham. En dan kom sê hy hier in Galasiërs 3, wat nou gaan oor die vloeke wat gebreek is, vers 29, hy sê, en as julle aan Christus behoort, connection, is julle ook nakomelinge van Abraham, en erfgename kragtens die belofte van God. Jy sien so, hy vat vir Moses in die wette, alles vat hy weg, en hy kom plaas ons weer terug, onder die belofte en die seën van Abraham. Want toe Abraham daar was daar nie 'n wet nie. Was daar nie straf vir sonde nie. So die hele storie van Moses af, van Exodus af, tot en met die einde van die Ou Testament, is alles vir ons uitgekanselleer. Alles wat daar plaasgevind het, is uitgekanselleer met Jesus se kruisiging. En ons is terug waar Abraham was. Alright? Ons het die seën van Abraham.
Goed, so dit is wat ek vir jou wou sê van, en dan blaai gou na Spreuke 17 toe. Ek het vanoggend ook gesê dat dit was vir my net weer so wonderlik. Ons praat nog steeds oor dat ek en jy liggaamlik, dat het goed moet gaan liggaamlik. Spreuke 17 vers 22 sê, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n neerslagtige mens raak uitgeput. Ek lees gou vir jou die Engels. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. But a broken spirit dries up the bones. Weet julle hoe werk hierdie ding? Wanneer ek vrolik is, dan gebeur Nehemia 8 vers 10 met my. The joy of the Lord is my strength. Wat sê Psalm 92 vers 15? Hy sê, selfs in die ouderdom sal julle krag toeneem. As jy gaan kyk na wat het ou Moses gesê in Psalm 90 vers 10, wat mense aanvaar dat ons hoef net 70 jaar oud te word, en dan sê hy, maar as jy baie krag het, sterk is, sal jy 80 jaar oud word. Dis nou onder die wet, nee. Ons is nie daar nie, ons is Abraham se tyd, 120. Dis vir ons bedoel, alright? Maar, so, 'n vrolike mens, het meer krag, stem julle saam? En dan kan jy ouer word. So, klaar met depressie, klaar met doodspreek, klaar met negatief wees. As jy wil vroeg doodgaan, dan doen jy dit. Alright? Dit beteken nie dat jy moet 'n kieriekie met allerhande gebreke moet 120 jaar oud word nie, want jy gaan in krag toeneem. Okay. Dit is wat God vir my en vir jou, die lewe wat hy vir ons beplant. Ons sielse mensie, ek gaan vir jou net een vers hierso gee, 1 Petrus 1 vers 22. As jy daarna gaan kyk, 1 Petrus 1 vers 22, gaan sy maar vir jou sê, daar staan, weer eens wil ek vir jou sê die Engels. Die manier hoe jou soul gepurify word, jou soul, dit wat jy dink, dit wat jy begeer, jou emosies skoongemaak word, is deur die waarheid. The truth sal purify your soul, sê hy mooi in Engels daar. Hy sê in Afrikaans, wanneer jy aan die waarheid gehoorsaam is, dan sal julle, en ek dink jy praat eers daar van siele nie, maar gaan kyk maar daar in die Engels. Ek lees hom gou vir jou in Afrikaans. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, maar dit beteken dat hy praat van to purify your souls. Alright? So hoe kry ek my denke skoon, sodat ek die waarheid kan bedink, die mooi dinge kan bedink, sodat dit kan goed gaan met my, deur die woord. Alright? Geestelik. Hoe kan ek geestelik dit goed gaan met my? Met wedergeboorte is dit outomaties, want dan is ek verenig met Jesus Christus, 1 Korintiërs 6 vers 17. Dat ons is geestelik een met hom. Ok? En as jy gaan kyk in Hebreërs 12 vers 23, daar so staan, daar is 'n hele stuk van ons sal aankom by Sionsberg en so aan, dan praat hy, en ook by wie se geeste volmaak is. My en jou gees is absoluut volmaak, want dit is in een met Jesus, een met Christus. Ok? So met ons gees is daar nie 'n probleem nie. Dis met ons siele wat 'n probleem is en ons liggame wat 'n probleem is. Maar die Here sê dat hy wil hê dit moet goed gaan met ons op al 3 daardie gebiede. Ok, nou kom ons kyk nou na wat sê 2 Timoteus 3 vir my en vir jou. 2 Timoteus 3. Ons het hom nou al redelik deurgetrap met hierdie Bybelstudie. Die eerste gedeelte gaan oor kinders van die Here wat hulle verset teen die waarheid. Hulle wil nie die waarheid hoor nie en hulle het swaar tye. En dan kom hy hier in vers 14, hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo.
Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Jesus Christus. Nou hierdie verlossing, is hierdie verlossingslewe, dis salvation, dis soteria, die lewe wat die Here vir my en vir jou in gedagte het. Alright? Dis voorspoed, gesondheid, vrede, sukses, gelukkig wees, oorwinning, al daai goedes. Dis die verlossing. Nou hoe kan ek en jy by dit uitkom? Deur die skrif. Deur dat ek en jy bly by wat ons geleer het en wat ons vasglo. Nou kom hy verder, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Okay? Julle weet dat alles wat in hierdie Bybel staan is die waarheid. Wanneer mense kom met redenasies, ja, maar jy weet, ons weet nou nie of Jesus nou, of God nou blank was, en of hy nou swart was, en was hy nou 'n man, of was hy 'n vrou nie. Het Noag se ou aggie nou bestaan nie? Was Maria 'n maagd, of was hy nie 'n maagd nie? Dis redenasies, wat alles van Satan afkom om die waarheid te bevraagteken. Dis al waaroor dit gaan. Hierdie woord is van groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry. Enige iemand vir jou kom, enige iets sê wat teen hierdie woord is, moet jy weet, dit is 'n dwaling. Selfs die Koran, het mense al met redenasies aan my toe gekom, dan sê hulle, ja, maar daar is groot stukke van hierdie Bybel binne in die Koran. Dan sê ek, ja, maar wat van al die stukke wat in die Koran is, wat nie in hierdie Bybel is nie? Jy sien? Ek probeer altyd net dit regverdig. Maar hierdie woord, hierdie skrif, is ook om verkeerdhede reg te stel. Verkeerdhede reg te stel. Met ander woorde, as ek 'n verkeerde manier het van 'n leefstyl, as ek nie 'n verkeerde manier het om as vrou teenoor my man op te tree, as ek 'n verkeerde manier het om my kinders groot te maak, dan kom die woord en hy kom onderrig my oor hoe om dit te doen. En hy wil hierdie verkeerdhede regstel. As ek 'n hoogs gefrustreerde mens is, en ek is 'n kwaai mens, en ek is opvleend van geaardheid, dis 'n verkeerdheid wat ek in my lewe het, ek sukkel met woede uitbarstings, dan is hierdie woord daar om hierdie verkeerdheid in my lewe reg te stel. Okay? Wanneer ek nie 'n gasvrye mens is nie, en ek is 'n kortaf ongeskikte mens, dan is hierdie woord daar om hierdie verkeerdheid in my lewe te kom regstel. Ek hoef nie kanker te kry om dit te leer nie. Dis lagwekkend, ja. En hierdie woord is ook daar om vir my 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, wil die Here hê dat ek en jy 'n lewe van righteousness moet hê, om dit wat reg is te doen? Wat reg is vir die Here, is ook reg vir my. Wat verkeerd is vir die Here, is ook verkeerd vir my. Dis 'n heilige lewe, 'n lewe van righteousness. Wil hy dit hê? Ja, en waar gaan ek dit leer? Hier in die Bybel. Die Bybel sê, oral sê hy vir my, dit is hoe hy wil hê dat ons as sy kinders moet lewe. So, hoe gaan ek dit doen? Waar het ons begin vanaand? My connection met hom, om in hom te wees, dan leef daai woord uit my. As jy teruggaan nou na Johannes 15 toe, jy kan dan by die huis gaan lees, praat oor die wingerdstok en die lote. Dink jy 'n loot kan op sy eie probeer vrugte dra? Hy moet daai connection hê met die wingerdstok. Dis hoekom Johannes 15 vers 7 sê, bly in my en ek in jou. En dan sê hy, wanneer my woorde in jou is, sal jy vrugte dra. Dis die connection. Die Here se woorde, hierdie woord, moet so in my wees. Dis die connection. Dis die connection, mense. Sy woorde moet so in my wees. Weer eens die teepot storie. As ek hier 'n teepot het, en ek gooi
druiwesap in hom, gaan dan nie tee uitkom nie. Dit wat in my is wat uit my uit gaan kom. As die woord in my is, gaan dit uit my uitkom. OK? Hy sê maar net daar so ver as sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus gaan wees. So kom ons kyk nou na hierdie twee dingetjies wat hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het. Kom ons kyk gou Johannes 6. Johannes 6 vers 63, ek gaan net die laaste sinnetjie daar lees. Hier kom sê die Here, wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. So hierdie woorde wat in hierdie Bybel staan, dit is wat vir my gaan lewe gee, en dit is die woorde wat die Here vir my kom sê het, wat hy vir my kom leer. En daarby moet ek bly, dan gaan ek hierdie lewe hê. Vers 68. U het die woorde wat ewige lewe gee. OK? Maar kom ons kyk nou na Matteus 7 vers 24 tot 29. Hy praat daarvan, nie net wat die woord hoor nie, maar ook wat doen wat die woord sê. Is soos 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. As die storms en die winde kom van die lewe, dan staan so 'n man se huis vas op die rots. Maar die ene wat hoor en nie doen nie, sy huis gaan nie bly staan wanneer die storms van die lewe kom nie. Jy sien waaroor gaan dit hierso? Bly by wat jy geleer het. Hou aan doen by wat jy geleer het. Die lewe, nergens in die Bybel staan dat ons wat kinders is van die Here, gaan die storms hê nie. Inteendeel, hy sê, daar's berge voor, maar dan sê hy ook vir ons wat ons met die berge moet maak. Die storms gaan kom, die probleme gaan kom, maar hoe gaan dit maak dat my lewe nie ten gronde gaan nie? Bly by wat jy geleer het. Nie net hoor nie, nie net weet, maar daar staan in die Bybel so en so nie, maar doen dit. Pas dit toe. Pas die beginsels toe. Alright? Johannes 8, vers 31 en 32, hierdie vers het ons al hoeveel keer hier geleer. Ek dink daar's nou nog mense wat hom dalk verkeerd sê, hulle sê, die waarheid sal jou vry maak. Is dit so? Wat sê hy? Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, so bly by wat jy geleer het. Bly getrou by die woorde wat jy geleer het. By die waarheid wat jy geleer het. Is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken. En die waarheid wat jy ken, sal jou vrymaak. OK? So, ek en jy, kom ons vat nou maar gesondheid. Ek word gediagnoseer met een of ander siekte, en nou, vir my om die waarheid te ken, moet ek by die waarheid bly. Ek moet getrou bly aan die waarheid. Alright? So nou bly ek sê, deur sy wonde is ek genees. Deur sy wonde is ek genees. Dankie Jesus vir my gesondheid. U het klaar vir my gesterf aan die kruis, ek is gesond. Ek kyk nie na my veluitslag of my seerkeel of die knop wat daar is of whatever daar is wat nie lekker is nie. Ek bly praat van dit wat in die woord vir my gesê word. Ek hou aan daarmee en ek hou nie op voordat daar nie die storms bedaar het nie. Dit is wat hy hierso vir ons sê. Dan sal ek vry wees van daai siekte. As dit byvoorbeeld is 'n sonde wat ek doen, iets wat ek verkeerd doen. Gestel nou maar ek het kom ons gebruik ek sit met vrese. Alright? Wat verdryf die vrese? Die liefde van God verdryf die vrese. So nou sit ek met 'n vrees. Ek het nou 'n vrees vir mislukking. Alright? Nou sê ek, Here, dankie vir u liefde. Ek weet u liefde gaan my vrymaak van hierdie vrees. Dankie Jesus, ek weet ek is kosbaar vir u. U het vir my gesterf aan die kruis. Dankie vir u liefde. En voor ek by kom kry, dan is al hierdie vreesgedagtes weg.
So ek is vry van die vrees, omdat ek die waarheid geken het, dat Jesus het vir my so lief, dat ek nie nodig het om enigiets te vrees nie. Alright? Gestel nou maar, ek het, wat kan ons nog gebruik as 'n voorbeeld? Gestel nou maar, ek het verhoudingsprobleme. Gestel nou maar, ek en Lisa het nou 'n fight gehad, en ons is nou kwaad vir mekaar. As ek hoor, sy kom na die Bybelstudie toe, dan wil ek dak en daai, want ek was nie lus om vir haar te sien nie, want ek is nou kwaad vir haar. Maar nou bly ek getrou aan die woorde van die Here wat sê, jy moet haar vergewe. Jy moet haar vergewe. Nou sê ek, ja, maar sy dink, ek moet haar vergewe. Here, ek kies om vir Lisa te vergewe. Here, ek kies om vir Lisa te vergewe. Sy was baie lelik met my, Here, maar ek vergewe ek. Ek spreek haar vry, asof sy dit nooit gedoen het nie. Dan gaan ek vrykom van onvergifnis. En van my negatiewe gesindheid teenoor haar. Sien julle dit? Dis hoe dit werk. Okay. Wanneer ek bly by wat ek geleer het, dan is ek gehoorsaam aan die Here. Ek het verlede week ook Romeine 6, daai skrifte gelees. Dit gaan maar alles oor die ding van, as jy 'n slaaf is van die sonde, dan doen jy nie God se wil nie. Maar as jy 'n slaaf is van die Here en diensbaar is vir hom, dan doen jy wat sy wil is. En die uiteinde daarvan is die ewige lewe. Goed. Galasiërs 6 vers 8. Die laaste stukkie sê maar net, wanneer ons op die akker van die Gees saai, sal ons die ewige lewe oes. Nou wanneer saai ek op die akker van die Gees? Dit is wanneer daar die woord, die woordbeginsels, wat die Heilige Gees vir my leer, wanneer ek dit saai in my lewe. Okay? En my gees ook gevoed word met daai woord. Ek bly by wat ek geleer het. Ek sê dit vir myself, ek pas dit toe, en dit is die saad wat ek saai. Okay, in my eie lewe in. Dan sal ek daai ewige lewe oes. Ek bly by wat ek geleer het. Goed, en die volgende ene is, wat hy hierso sê, is bly by wat jy geleer het, en by wat jy vas glo. Hebreërs 10 het ek ook verlede week gelees, Markus 9 vers 23 en Matteus 9 vers 29 sê basies dieselfde ding. Hy sê dat dit wat jy glo, dit gaan met jou gebeur. Mense, ek weet daar's allerlei renasies oor enige iets wat in jou lewe plaasvind. Daar's een Bybelse reël, en dit is dit wat jy glo, dis wat met jou gaan gebeur. As jy glo dat jy gaan op 40 sterf, dan gaan jy sterf op 40. As jy glo, jy is nou maar een van die downcast in die lewe, so arm sal jy bly, dan moet jy weet, gaan jy arm bly, want dis wat jy glo. En dit wat jy ook sê. Dit wat jy glo is op die ouend wat jy sê. Alright? 2 Korintiërs 4 vers 13 sê dit vir ons. Hy sê, ek het geglo en ek het gepraat. Ietsie in daai lyn. So dit wat jy glo is wat uit jou uitkom. Weer eens, dit kom uit jou uit, dit kom uit jou mond uit. Wat jy hier binnekant glo. Dis ook hoekom in Romeine 10 sê hy, die wat met hulle hart glo, onthou dit moet hier binnekant wees, nie net in jou kop nie. Dit wat hier binnekant in jou hart is, dit is wat jy gaan praat en wat met jou gaan gebeur. 1 Tessalonisense 2 vers 13, die laaste skrifgie daar op die aantekeninge, sê, dat wanneer jy die prediking gehoor het, en jy is absoluut oortuig daarvan, jy het hierdie waarheid gehoor, jy is absoluut oortuig daarvan, dan sal dit 'n uitwerking op jou hê. Dit gaan oor hierdie, jy glo dit vas. Dan sal dit 'n uitwerking in jou lewe hê. As jy dit nie glo nie, gaan dit nie 'n uitwerking op jou lewe hê nie. Daar's 2 tipes gelowe. Dis 'n Abraham geloof of dis 'n Thomas geloof. Abraham, al rede wat hy gehad het om te glo dat hy 'n nageslag gaan hê, was die feit dat God dit vir hom gesê het. God se woord vir hom is alwaarop hy kon staan. As hy sou gekyk het na die omstandighede, na sy ou vroutjie, wat al 90 jaar oud is, en enige vrou wat 90 jaar oud is, kan ek vir julle verseker, het nie meer eierstokke nie. En sy baarmoeder, dink ek, bestaan nie meer nie.
En Abraham het dit geweet, en Sarah het ook geweet, dis hoekom sy gelag het. Toe die engel vir haar kom sê, sy gaan 'n kind in die wêreld bring. Maar Abraham het, nadat hy nou eers nie geglo het nie, en vir Ismael gebewerkstellig het, en die gevolge daarvan gedra het, ons het ook Ismaels, omdat ons nie wil glo nie, het hy teruggegaan en bly staan op wat God gesê het. En Isak is gebore. Dit gaan oor Romeine 4 vers 17 tot 22. Daar staan dat God roep in die lewe dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. OK? As God dit doen, dink jy ek is arrogant om dit ook te doen? Nee. As God dit doen, kan ek dit ook mos doen. Dit is reg. So dit wat nie bestaan nie, goeie finansies, voorspoed, gesondheid, 'n gelukkige huwelik, kinders wat jy wil hê, wat die dokters vir jou gesê het, jy kan nie swanger word nie, wat ook al. Dit wat nie bestaan nie, roep dit in die lewe asof dit bestaan. God het dit gedoen en jy kan dit ook doen. Glo dit en dit sal so wees. Want verder gaan hy aan en hy praat daar vir Abraham, hy sê, want Abraham het geweet dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Jy sien, Abraham het ook geglo, wat God gesê het in hierdie woord, dit is die waarheid, en hy glo dit onvoorwaardelik. En dit is 'n Abraham geloof, om te glo wat God gesê het in die woord. 'n Thomas geloof, wat het met Thomas gebeur? Thomas was nie by toe na Jesus opgestaan, hy het nie vir Jesus gesien nie. En toe die ander disippels vir Thomas kom sê, maar Jesus het opgestaan, toe sê hy, ek sal dit net glo, as ek die spykers in sy hande sien, of die gate in sy hande sien. Dis al wat ek dit sal glo. Dis die wat wil sien. Ek wil sien, my vel is gesond. Ek wil sien, my man is lief vir my, is nice met my, en ek wil sien, dat hy stuur nie meer SMS'e vir liefde nie. Dan sal ek glo, dat het sal goed gaan weer met my huwelik. Ek wil sien, my bankrekening is nie meer rooi nie, voor ek gaan glo, dat daar finansiële voorspoed vir my op pad is. Ek wil dit eers sien, dan sal ek dit glo. Dis wanneer mense op hulle soul gebaseer is. En dit is ook wanneer jy 'n Thomas geloof het, dat jy sal sê, maar ek voel nie dat die Here vir my lief is nie. Moet jy dit voel of moet jy dit glo? Want die woord sê dit. Die woord sê dat hy het vir elkeen van ons lief, om die waarheid te sê, hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Jy hoef nie te dink, ek het nou gebid, maar ek voel nou nie eintlik dat die Here my gebed gaan verhoor nie. Dalk het hy my nie gehoor, ek voel dit nie. Of ek dink dit nie. Wat is dink? Sielsdimensie. Jy moet weet dat die Here sê die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Vra en vir jou sal gegee word. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Omdat julle nie vra nie. Glo dit. Moenie eers wil sien en dan glo nie. Glo dit van die begin af. Ook dinge oor, ek voel nie om iemand te vergewe nie. Ek voel nie om goed te doen nie. Thomas geloof of Abraham geloof. Dit is jou keuse. Onkunde verhinder dat ek en jy hierdie lewe het. Blaai gou na Efesiërs 4 toe, is ons tyd verby. Kom ons kyk, lees dit gou hierdie versie. Efesiërs 4 vers 18. Hy praat hier van, moenie langer lewe soos heidene nie. Hy sê dit vir die kinders van die Here. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Waarvan praat ons vanaand?
Ons praat van hierdie lewe, wat God vir my en vir jou geskenk het. Omdat jy in hom is. Onthou julle? God het die lewe vir jou geskenk. Omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Ekskuus? Ja, ons burgerskap het Jesus het vir ons daai lewe geskenk, maar solank as wat ons in onkunde volhard, gaan ons nie daai lewe kry nie. En God het dit vir jou geskenk. Dis soos wat ek vir jou 'n geskenk gee, en dit dan vir jou teruggee en sê, ek wil dit nie hê nie.